Dis Sanipas. Dis nie 'n snelweg nie. Die hoogste pas in Suid-Afrika en moeilik, glad, draaierig, klipperig. Hoekom ry mense Sanipas? Partykeer doen 'n mens dit sommer terwille van avontuur. Maar ander kere kan jy nie anders nie. Jy moet. Al is jou voertuig later stikkend, al breek hy, dan moet jy maar net uitkom, want dis die pad wat voor my lê. Ogotlong is die dorp waarin ek moet gaan, en al kan my Toyota is dit nie doen nie, dan doen ek dit maar. En dan vra mens die vraag, hoekom? Hoe gaan ek nou maak? Dis wat soms met ons lewenspad ook gebeur. Dat soms wil jy nie, maar jy moet. En dan moet jy maar net eenvoudig deurdruk. En mense wat op hierdie oomblik deur sulke paaie gaan, kry swaar. Want 'n mens moet op die ou end deur jou swaar kry gaan, en jy moet iewers ander kant uitkom. En as jy nou deur COVID en deur finansiële swaar kry en deur sulke dinge gaan, hoe gaan jy daar deurkom? Die goeie nuus is, jy is nie 'n voertuig nie, jy is 'n mens. Jy's deur God gemaak, en God kan jou verander sodat jy iets anders kan doen. 'n Sagte voertuig kan nie 'n 4x4 word nie, maar 'n mens kan. Daai bekende Habakuk 3 vers 16 sê, as sou die vrye boom nie bot nie, en dan sluit hy sê in die middel, die Here my God gee vir my krag. Hy gee vir my die voete van 'n ribbok. Hy laat my op hoë plekke staan. Dis my sagte voete kan ribbokvoete word deur die Here se genade. My hoogtevrees kan hoogtekrag word. My onvermoë om op 'n 4x4 roete te kan ry, kan verander word. Die Here kan vir my, as wat ek dink 'n sagte mens is, 'n 4x4 mens maak. En daarom weet ek, 'n mens sal ook jou Sanipasse van die lewe oorleef. Jy sal dit kan doen met God se krag. Natuurlik stadig ry, natuurlik die stryd deurmaak, want 'n mens hou nie sommer op met huil na 'n begrafnis nie. Maar jy doen dit. En dis die goeie nuus wat ek wil gee vandag. God gee vir ons die genade om deur die moeilikste bergpasse te vorder met sy krag. En dan is daar 'n tweede wonderwerk, behalwe dat hy vir my die voete van 'n ribbok 4x4 vermoë gee, gee ook vir my die genade om 'n jaar later terug te kyk en te sien, maar Sanipas was ook mooi. Ek het belewe dat van my grootste groeitye was juis op die bergpasse van die lewe. En as ek terugkyk, dan sê ek dankie Here daarvoor. En dis waarvoor ek nou wil bid. Hemelvader, dankie dat U vir ons op die bergpasse van die lewe nooit alleen laat nie. Dankie dat U vir ons ribbokvoete gee. Dankie dat U vir ons bo uitbring, daar waar ons moet uitkom. Ons loof U daarvoor in Jesus naam.